Goeiedag. Vandag gaan ons kyk na die vervaardigingsproses. Wat is vervaardiging? Dit is wanneer grondstowwe soos hout, metaal of plastiek verander word in afgewerkte produkte soos meubels of motors. Vervaardiging bestaan uit 'n paar prosesse, waarvan die eerste een die ontginning van rou materiale is. Hier word die nodige materiale ingekoop of versamel. Die tweede proses is die produksieproses. Die grondstowwe word verwerk met masjiene of handearbeid om die produk te vorm. Derdens is dit die samestelling van die proses. Verskillende dele word aan mekaar gesit om die finale produk te vorm. Vierdens is die verpakking en verspreiding. Die produk word verpak en na winkels of kliënte toe gestuur waar dit dan uiteindelik beskikbaar is om verkoop te word. Die vervaardigingsproses bestaan uit verskillende soorte kostes, waarvan die direkte materiaal, direkte arbeid en fabrieksboekostes alles deel vorm van die vervaardigingsproses en word produksiekostes genoem. Kostes soos administratiewe kostes en verkoops- en distribusiekostes het nie 'n direkte betrokkenheid tot jou vervaardigingsproses nie en word as ander kostes bekend gestel. Dan vervaardigingsrekeninge is belangrik om te verstaan binne die vervaardigingsproses. Ons kry verskillende rekeninge soos grondstofrekening of rou materiale. Dit is die materiale waaruit 'n finale produk bestaan en vorm die grootste deel van jou produksie. Dit word bereken op die periodieke stelsel en is 'n baterekening. Die werk-in-proses-rekening is jou mees belangrikste rekening. Dit dien as 'n baterekening en dit is jou halfklaarprodukte wat nog nie gereed is om verkoop te kan word nie. Die koste van grondstowwe, direkte materiaal, direkte arbeid, fabrieksboekostes en alle kostes wat op die vervaardiging spandeer is om die produk te voltooi, vorm deel van jou werk-in-proses rekening. Klaarprodukte of voltooide goedere dien as jou handelsvoorraad rekening. Dit bereken die produksiekoste van voltooide goedere en is 'n baterekening. Verbruikbare voorraad is nie direk by jou vervaardiging betrokke nie en vorm deel van jou fabrieksboekkoste. Dit is 'n uitgawerekening en is dinge soos skoonmaakmiddels of verpakkingsmateriaal. Dan direkte arbeid is soos lone en salarisse van werknemers wat 'n direkte impak op jou vervaardigingsproses het. Dit dien as 'n uitgawerekening. Dan fabrieksboekostes bevat alle uitgawes wat verband hou met die vervaardigingsproses. Dit is gewoonlik nie sigbaar in jou finale produk nie. Dit dien as 'n finale rekening en word afgesluit na jou werk-in-proses-rekening. Hier is 'n voorstelling van grootboekrekeninge binne die vervaardigingsproses. Die eerste rekening is jou grondstofrekening of jou direkte materiaal. Dit is 'n uitgawerekening en word afgesluit na jou werk-in-proses-rekening. Die tweede rekening is direkte arbeid, wat ook 'n uitgawerekening is en afgesluit word na jou werk-in-proses-rekening. Jou fabrieksboekkoste is 'n finale rekening en word dus ook afgesluit na werk-in-proses. Jou werk-in-proses-rekening is dieselfde as jou halfklaarprodukte en daarom word die klaarprodukte gedurende die jaar na jou klaarprodukte of voltooide rekening afgesluit. Jou klaarprodukte of voltooide rekening is 'n baterekening en is dieselfde as 'n handelsvoorraadrekening in ander ondernemings. Dan die produksiekoste staat.
Die produksiekostestaat se doel is om die koste van vervaardiging te bereken. Gebruikers van jou produksiekostestaat is die bestuur wat dit gebruik vir belangrike besluitnemings. Dit is baie belangrik om jou notas en produksiekostestaat se formaat te verstaan, sodat jy net syfers kan invul en totale kan bereken. Jou direkte kostes bestaan uit direkte materiaalkoste en direkte arbeidskoste. So, jou direkte kostes plus jou fabrieksboukkostes is gelyk aan jou totale produksiekoste. Daarby plus jy jou werk in proses saldo begin van die jaar en minus jou werk in proses saldo aan die einde van die jaar om jou totale koste van produksie te bereken. Dan notas tot die produksiekoste staat. Jou eerste nota is jou grondstof, is jou direkte materiaalkoste. Jou direkte materiaalkoste bereken jy deur jou grondstof begin van die jaar wat jou saldo is wat jy oorgedra het van die einde van die vorige jaar plus netto aankope wat jou aankope minus jou terugsendings is, jou vraggeld en invoerbelasting minus voorraad wat oor is aan die einde van die jaar wat oorgedra word na die begin van die volgende jaar. Jou tweede nota is jou direkte arbeidskoste. Dit is jou fabriekswerkers se lone en salarisse plus hulle bydraes. Fabrieksboukkostes is jou derde nota. Dit is jou mees belangrikste nota om te doen en dit bevat alle uitgawes wat slegs gebaseer is op die fabriek. Dan die handelsstaat. Die doel van die handelsstaat is om jou bruto wins te bereken. In jou handelsstaat toon jy ook hoe jy koste van verkope bereken. Jy bereken koste van verkope deur jou beginvoorraad van klaarprodukte te vat, plus jou produksiekoste van klaarprodukte vir die huidige jaar minus jou eindvoorraad van klaarprodukte. Dan vat jy jou verkope minus koste van verkope om jou bruto wins vir die jaar te bereken. 'n Belangrike berekening wat jy ook moet weet hoe om te doen, is die gelykbreekpunt. Die gelykbreekpunt wys hoeveel eenhede 'n besigheid moet verkoop om alle kostes te dek voordat dit 'n wins kan maak. Jy vat dus jou vaste kostes vir die jaar gedeel deur jou verkoopsprys per eenheid minus jou veranderlike kostes per eenheid. Onthou dat vaste kostes jou fabriekskostes is en veranderlike kostes jou direkte materiaalkostes en jou direkte arbeidskostes is. Dis ook belangrik om daarop te let dat jou verkoopsprys en veranderlike kostes per eenheid moet wees en nie totale nie.